Goeiemôre, 10 Oktober en ek wil gou 'n paar refugee vrae en lewe in Amerika vrae antwoord, want ek gaan nie vir die volgende 3 dae kans hê nie. Nou voor ek begin, wil ek eers gou 'n komment maak oor 'n video wat ek vanoggend na my toe gestuur is, ek vanoggend gekry het. Dit gaan oor 'n swart Amerikaanse vrou wat nou Suid-Afrika toe getrek het en dan al die mense in Suid-Afrika waarsku om nie Amerika toe te kom nie. Sy praat nogal swak taal, regtig, typiese African American, hoe hulle praat hier in Amerika, met hulle gevloekery en so aan. En typies gebruik sy nou victim attitude, hulle is mos altyd victims, om dan die plek sleg te maak en van dan Suid-Afrika te sê, mense moenie kom hiernatoe nie. Sy praat spesifiek van hoe die hele plek uitmekaar uitval, en hoe niks werk nie, en ek weet nie wat alles en nog, ek het nie eens alles geluister nie, maar sy praat van swak diens en nog so paar goed anderste, en dat dit vir haar baie beter is om in Suid-Afrika te bly. Nou by agtergrond, sy het laas jaar Suid-Afrika toegekom vir 'n vakansie, sy was daar vir 'n week of so, net op vakansie, en nou het sy besluit om te trek soontoe, want sy het daai week wat sy in Suid-Afrika gesien het, het sy gelike, en sy het nou vir haar kondo gaan koop in Suid-Afrika, en sy bly nou daar. So sy is nou net nou 'n paar weke in Suid-Afrika. So haar kennis is gebaseer op die paar weke in Suid-Afrika, en haar tyd hier in Amerika, obviously. As jy kyk na die goed wat sy sê, ja, maar die plekke is oud en val uit mekaar uit, gaan kyk waar is die plekke wat oud is en val uit mekaar uit, in hulle woongebiede. Want hulle kan ons nie hulle eie plekke in diens hou, in stand hou nie. As jy kyk na, as jy deur swart woongebiede ry hier in Amerika, dis so opvallend as jy deur 'n dorp ry. Waar is die swart woongebiede? En jy kyk die tuine wat onnet is, die huise wat nie geverf is nie, jy weet, erwe wat vuil staan, die wering voor die vensters, dan weet jy presies waar jy is. Ry jy net ook in die pad na die wit woongebiede toe, alles is skoon en netjies. Nou, hulle wil seker nou hê, die stadsraad moet kom en hulle huise vir hulle kom verf en hulle gras vir hulle kom sny of so, anders is daar nou nie services nie. Ek verstaan nie hoe sy daar by dit uitkom nie. Maar, en so sy tereg sê, daar is plekke wat die plekke bietjie vervalle lyk, kyk waar dit staan. En dit gaan dit kry definitief in groot stede, veral in ouer dele van groter stede. Die oorgrootste gedeelte van Amerika is glad nie so nie. So die oorgrootste gedeelte van Amerika is nie vervalle soos ek claim nie. Is nie vol bad service of vol potholes in die paaie en swak dienste soos sy claim nie. Ek het nog geen van dit beleef van dit 'n keer. Ek wel 17 jaar hierso. So sy sê net dit, en daar's nog steeds die mense, die swartes in Amerika moet 3 jobs doen om in die gang te bly. Dis hulle keuses wat hulle maak, dis hulle lewenskeuses. Elke een hierso wat jonk is, vir al die girls wat jonk is onder 20, 21, 22, het 4 kinders by 4 verskillende paas. Want hulle probeer government subsidies kry vir die kinders. Hulle lewe in daai lewenstyl, hulle lewe bo hulle inkomste, lewe bo hulle vermoë. En nou, omdat dit nou swaar is, nou gaan sy Suid-Afrika toe en sê, ek trek uit Amerika uit, want ek kan nie daar leef nie. Hey, good riddance, as jy wil trek Suid-Afrika toe, good for you. As jy dink is baie beter om daar te lewe, good for you, is jou keuse. Maar, dit wat sy sê, moet asseblief nie wat sy sê daar vat, as die alfa en die omega, en dit laat jy nou twyfel, of jy nou eintlik die refugee program moet vat of nie. Daai is jou eie keuse. Wat ek vir jou kan sê, ek bly 40 jaar in Suid-Afrika, die eerste 40 jaar van my lewe, en ek bly nou 17 jaar in Amerika. As ek moet kies tussen die 2 plekke, kies ek hierdie plek elke dag oor. Die grootste fout wat ek in my hele lewe gemaak het, is dat ek net te lank gewag het om Amerika toe te trek. Ek moes eintlik voorgedoen het. Maar nou ja, net so 'n bietjie agtergrond te gee, as jy daai video sien wat nou blykbaar viral gaan in Suid-Afrika, waar hierdie swart Amerikaanse vrou almal afraai om Amerika toe te kom, is nou 'n bietjie perspektief net. En as jy spesifieke vrae het oor wat sy sê, kan julle my vra, ek sal julle antwoorde kry en vir julle die waarheid vertel van wat spesifiek aan die gang is.
So kom ek gewoon na, ek het so 9, so 8 vrae wat ek wil antwoord gou, want ek gaan nie die volgende 2 of 3 dae kans het om refugee vrae te antwoord nie. Of lewe in Amerika. En nou vra, as jy 'n kar koop op 0% interest, waarvan ek al voorheen gepraat het, as jy 'n kar koop op 0% interest, maak hulle die termyn korter, dat die payment hoër is, of hoe werk dit? Normaalweg as jy 'n kar kan koop met 0% interest, as jy dit kan onderhandel met hulle, is dit gewoonlik so vir 48 maande, miskien 5 jaar. Dis moet jy kan met hulle onderhandel. Hulle sal nie somme verder as 5 jaar gaan nie. Soos 60 maande of so gaan nie. En dan obviously, die prys van die kar is $20,000 byvoorbeeld, deel dit deur 60 maande, dis die prys wat jy gaan betaal. So jy kan budget, wat gaan jou prys wees, want jy betaal mos nie interest nie. Party plekke sal jou 0% interest gee net op 3 jaar. Het hang af, elke plek verskil, met elke plek moet jy onderhandel, en jy kan nie onderhandel vir daai tariewe as jou credit score nie ten minste bo 750 is, of oor 800 is nie. Meestal oor 800 kan jy daar goed begin debatteer met die mense, jy weet, onderhandel met dit. Kry mens vetkoek, pani chow en pannekoek in Amerika, en wat noem mens dit? Yes, jy kry dit in jou eie kombuis. So, jy moet dit self maak. Is nie vetkoek restaurante hier wat vetkoeke verkoop nie. Behalwe as jy bietjie rondkyk en jy kry Puerto Ricans waar hulle 'n restaurant of iets het, daar gaan jy vetkoek kry. Hulle vetkoek wat hulle maak, wat soos ons is, vetkoeke mins. Ek was verbaas toe ek nou die dag sien, hierdie enkel wat by ons werk is Puerto Rican, en sy was besig hier by die werk om vetkoeke te maak. Ek sê, hey, hoekom maak jy vetkoek? Toe ek die naam vetkoek gebruik, sy obviously weet nie wat dit is nie, maar sy weet ek's van Suid-Afrika af, en sy sê, ja, ons noem het, ek kan vergeet wat sy het noem, maar vetkoek moet jy self maak, ons maak gereeld vetkoek, nou nie so gereeld nie, seker enkele elke 2 of 3 maande, of miskien meer. Laaste wat ek vetkoek gehad het, is toe my skoonmaak omkeer het, en toe het sy vir ons gemaak. Ons gaan koop sommer die deeg daar so by Publix, dis klaargemaakte deeg in 'n plastiek sak, wat klaar gemaak, gedou is aan alles. Jy moet dit net sny in stukkies en in die pan olie gooi, maak jou eie vetkoek. So jy kan sommer klaargemaakte deeg ook koop, en dan maak jy dit jouself. Bunny chows, maak jou eie bunny chows, behalwe as jy hier na die, hier by ons is 'n Indian restaurant, as jy by 'n Indian restaurant gaan sal jy kry, maar jy gaan nie, is nie normaalweg Indian takeaways wat dit maak nie. En dan pannekoek ook, pannekoek kry jy, Mexican style pannekoeke, ons style pannekoek, jy kry dit so, daai style, ons maak ons eie pannekoek, gooi net kaneelsuiker oor. So, maar dit maak jy maar self. Iemand vra ek het 2 annuities, hoe kan ek die geld laat uitbetaal en skuif Amerika toe? Ongelukkig annuities weet ek is vast vir 'n sekere tyd. Jy gaan met daai plek wat by jy die annuities het, moet reël, hoe werk dit, hoe word dit uitbetaal en eventually uitbetaal en hoe skuif. Geld skuif as jy eventually dit uitbetaal kry, skuif jy met tussen bank na bank. Wat se lisensie is nodig vir motorfietsse? Jy het 'n spesifieke motorfietslisensie nodig. So jy gaan 'n karlisensie doen byvoorbeeld, of jy hoef nie. Jy kan regtig net 'n motorfietslisensie doen, maar op jou lisensie gaan daar staan M vir motorbike. Dit word bygevoeg. So jy gaan 'n karlisensie kry met endorsement, 'n M endorsement vir 'n motorfiets of whatever. Maar hulle add dit, jy doen dit apart. Jy kan nie net 'n karlisensie doen en dan het jy 'n motorfietslisensie outomaties nie. As jy aankom in die VSA, wat is die vinnigste manier om 'n green card te kry? Wel, as jy kom op die refugee program, die enigste manier om 'n green card te kry, sodra jy in die program is, gaan hulle die proses aan die gang sit. Dit gaan jou so 'n jaar vat, voor jy kan in die proses voltooi om aansoek te doen vir jou green card, so jy gaan dit nie kry voor op 'n jaar nie. Maar, hier kom die hold-up, baie belangrik. Om 'n green card in Amerika te kry, moet jy 'n unabridged birth certificates en unabridged marriage certificates hê. Jy het dit nie nodig om 'n refugee te word nie. So jy kan aankom om refugee status te kry met die gewone geboortesertifikate en goed. Onthou as jy en dan kan jy hier in Amerika kom en van hier af aansoek doen. Jy het dit nodig vir unabridged, vir green card. So as jy hier aankom sonder unabridged, want jy kon dit nog nie daar betyds kry nie, dis fine. Wanneer jy aankom, doen net aansoek of kry dit in lyn. Want as jy eers die dag wanneer jy qualify om green card te kry hier by die einde van die jaar wat jy hier is,
dan eers aansoek doen deur die Suid-Afrikaanse ambassade vir 'n unabridged birth certificate, want jy gaan dit nodig hê, dan gaan dit jou meer as 'n jaar vat voor jy dit gaan kry. Want dis maar die algemeen. Ek weet, ek het aansoek gedoen net vir 'n burgerskap papier van my dogter, wat wys sy gee haar burgerskap op. Dit het meer as 'n jaar gevat voor ons 'n brief van hulle af teruggekry het. So, as jy wil dit doen, dis reg, jy kan, maar onthou net, jy kan 'n hold-up kry. Maar dis die vanigste wat jy 'n green card kry, sodra jy aankom as 'n refugee. Dan vra iemand dieselfde tipe vraag. Hoe kan ek vanaf Suid-Afrika 'n green card kry, want ek wil dit gebruik as ek na Amerika kom om my military te join. So ek vermoed hier, ou praat nie van die refugee program nie, hy probeer net uit Suid-Afrika uit 'n green card kry. Die enigste manier hoe jy 'n green card uit Suid-Afrika uit kan kry, is om aansoek te doen vir die green card lottery, vir die diversity visa. Dit is nog nie oop nie, ek het nou net weer gekyk. Dit maak net oop 1 keer 'n jaar in Oktober, so ek seker na die government shutdown sal dit oop gaan. Kyk vir die green card program, diversity visa program van 2027. Nie iets anders nie. Die 26 een is laas jaar al gedoen en toe in die 25 jaar. Dit moet lees 2027. Dan vra iemand vir my, wel, ek het aansoek gedoen vir die green card lottery. Hulle het my gebel en vir my 'n keisnommer gegee en daarna het hulle my gebel en ek moes $389 inbetaal. Is dit reg so? Ek was baie jammer om te sê, jy is gescam. Daar bestaan nie so iets nie. Hulle bel jou nie en gee jou 'n keisnommer nie. Hulle vra jou nie 'n sent nie. Sodra iemand jou bel en sê ons het vir jou 'n keisnommer vir jou green card lottery aansoek, sit die foon neer en delete elke connection wat jy met daai mense het. Dis 10 Nigerians wat daar in Suid-Afrika sit wat jou uitgevang het. So, green card lottery, jy betaal nie 'n sent nie. En hulle gee nie vir jou keisnommer nie. Jy vul dit in en jy kan volgende jaar Mei maand kan jy in die system ingaan om te sien of jy gekwalifiseer het of nie. Dan kan jy jou social security kry as jy aftree, maar jy het steeds jou eie 401k of pensioen. Ja, jy gaan nog steeds, omdat jy betaal in die social security in. En jy betaal in jou company se pension fund of 401k in. Die tyd wanneer jy kwalifiseer wanneer jy 67 is, dan kry jy jou social security benefit. So, die benefit kom uit van wat jy inbetaal het, plus wat jou pensioen is, plus, hier's mense wat die 3 pensioene kry, of 2 pensioene kry plus social security, want jy werk vir 20 jaar by 'n plek en kry pensioen by hulle, en jy werk 20 jaar by 'n ander plek, jy kry pensioen by hulle, en die tyd wanneer jy is 67, 65 is, kan jy al social security kry, nou kry jy jou social security check, jou pensioen check van die een plek, jou pensioen check van die ander plek. So, dit beperk nie dat jy nie gaan social security kry as jy wel pensioen of 401 uitbetalings kry nie. Dis die vraag vir vandag. Ek weet nie, ek sê julle miskien nie weer sien vir minste 2 of 3 dae. Eers hier teen maandag miskien of dinsdag. Nee, maandag glad nie. Moontlik dinsdagoggend, maar moontlik eers weer woensdag het ek kontak met julle. So geniet die naweek dan. En dan sal ons later weer verder praat. Gooi die vrae oor green card. Ja, green card kan jy, maar enige refugee en lewe in Amerika sommer op hierdie video. Dan sal ek dit behandel volgende week. Geniet die dag.